Dis my voorreg om vanmôre nogmaals die woord van die Here aan u elkeen te bedien. Ons tema vir Junie maand is reset jou verhoudings. Reset jou verhoudings. Nou, kom ons gee net eers vir die musiekspan 'n lekker hande klap. Ja. Ek moet sê, daarom jy verbaas my elke keer. Nes ek gedink het, ek het nou alles gesien, dan speel hy klavier vanmôre. Die Here is vir ons goed met die talent wat ons het. Amen. Ons tema is reset jou verhoudings in Junie. En dis my voorreg om vanmôre met jou te gesels oor die tema reset jou verhouding met God. Reset jou verhouding met God. En ek wil ons erediens begin deur saam te lees uit die woord van die Here uit Jeremia 3 vanaf vers 19. En ek wil 'n enkele vers hier vat en ek wil dit met jou deel vanmôre. God is hier aan die woord en hy praat met Israel. En een van die groot temas van hierdie boek is hoe God werklik waar van sy kant af probeer om weer in verhouding met die volk Israel te kom. God probeer werklik waar om die volk se koppe geswaai te kry, om hulle te laat terugdraai na hom toe. En ek wil hierdie skrifgedeelte mee afskop en ek wil lees uit Jeremia 3 vanaf vers 19, as julle dit vir ons daar op die bord sal kry. Ja, hy vra 2 sekondes. Kom ek lees so lank vir jou. God is aan die woord en hy sê, ek, God, het gesê, hoe graag wil ek jou 'n seun van my maak en aan jou 'n lieflike land gee, 'n besitting liefliker as enige iets wat enige nasie het. Ek het gesê, noem my Vader en moet nooit weer van my af wegdraai nie. Ek lees hom weer. Ek het gesê, hoe graag wil ek vir jou 'n seun van my maak en aan jou 'n lieflike land gee, 'n besitting liefliker as enige iets wat enige nasie het. Ek het gesê, noem my Vader en moet nooit weer van my wegdraai nie. Nou, om ons gesprek vanmôre aan die rol te sit, ek is 'n praktiese ou, so ek het iets saamgebring om vir julle te wys. Wie van julle weet wat is hierdie? 'n Rubik's Cube. Wie was so slim? Steek net jou hand op. Daar is hy, fantasties. Nou, wie van julle het as 'n kind so 'n Rubik's Cube gehad? Kyk gou om julle. Ons kan sien, die meeste van ons kom uit die 80's uit, nee. Ons gee ons ouderdom weg as jy jou speelgoed begin wys, né? Ja. Nou, was jy opgewonde toe jy hierdie Rubik's Cube gekry het aan die begin? Nee? Ja. Hoeveel van julle het op jou Kerslysie gaan skryf, ma, ek soek daai blok, jy kan maar net belei, steek net jou hand op, ja. Ons het almal. Nou ouens, in ons huis het hierdie vierkantjie vir baie sports gesorg. Laat ek jou nou net gou vertel, hierdie vierkant het vir ons baie sports gegee. Want my ma het gereken, dit is die oorsaak dat ons ore toe gegaan het. Want as ons met hierdie ding gesit het, dan kon ons nie hoor as sy sê, kom terug af die skottel goed. Wie van julle het dalk al pak gekry oor jy met die ding gespeel het langer as wat jy moes, ek kan nie nou jou hand opsê. My pa het geglo, dis die rede hoekom julle akademiese punte so agteruit gaan. Want julle sit heeldag gaan blokkies rol. En ek wil jou gou sê, hy was nie altyd verkeerd nie. Nou, toe jy hierdie blok vir die eerste keer gekry het, hoe het jy gevoel? Sê vir my, yes, jy was mos baie opgewonde, is dit nie? Jy was so tevrede, hier het ek uiteindelik hierdie blok gekry. En dan besluit jy, okay, ek gaan hierdie blok nou begin draai, nee? Ek gaan, want dit is mos nou die uitdaging, nee Gert? Ons draai die blok en ons gee hom, en dan gee ek hom graag vir Gert. En dan sê ek vir hom, my vriend, maak hom vir ons reg. Kom maar, nee, jy kan nou nie my preek voor uitloop nie. Nou goed, jy weet, as ek na daai vierkantige blok kyk nie,
dan het ek altyd, dan het ek so 'n bietjie paniek gehad. Maar vanmôre toe sien ek nou, Jeffrey, hulle bring hierdie ding hier aan. En toe skrik ek my in 'n vars bloedgroep in. Snap, nee boys, ek kan nie eers daai doen nie, maar ons moet hier gaan. Nee, genade. So, aan die begin, dan is jy so tevrede met hierdie ding. Aan die begin, dan dink jy, wow, hierdie ding is fantasties. En dan kom jy agter, so, dis nie heeltemal so maklik om hierdie ding uitgefigure te kry nie. Nee. So gaan vir my na die tweede slide toe dalk, ek wil gou vir jou wys. So nou begin jy hierdie ding strategies bekyk. Ken julle dit? Of praat ek met myself? Jy vat hom so en dan, wag net, ek dink ek het 'n plan. Ek weet hoe om hierdie ding uitgefigure te kry. Was jy al op daai ding? En dan praat jy met jou vriend en sê jy, kom, praat net met my, help my dat ek hierdie ding kan uitgefigure kry. Die derde ding wat met jou gebeur is, as jy die blok al 'n rukkie het, is, jy ontwikkel frustrasie. Nee? Okay, nou nie julle nie, net ek, nee. Toe ek daai foto sien, toe dink ek by myself, wow, ja, ek het al so gevoel. Jammer, ek het nie 'n vuurwapen gehad nie. Yes, want die frustrasie vlakke kom. Na dit is die volgende ding wat met jou gebeur is, jy voel dom. Wow, hoekom is dit dat Koos dit kan regkry, maar ek kan dit nie regkry nie. Jy kan maar net jou een hand so opsteek as ek met jou praat. Het jy so gevoel? Want my beste vriend, nee, was 'n rakker. Op 'n ritme so en dan, gee hom vir my terug. En dan ek het dom gevoel, julle. En niemand hou daarvan om dom te voel nie, is dit nie? Maar dan kry jy 'n ander plan. Jy kry 'n harde reset. Iemand vertel jou, maar luister hierso. Ek het 'n shortcut. Ek vat 'n skroewedraaier, ek haal daai ding uitmekaar uit en ek sit hom weer aan. Waar is die tegniese ouens? Kom, wie het al met 'n skroewedraaier 'n blok uitmekaar gehad? Ek bely, ek was ook een van julle. Ek was. Jy weet, en dan sit jy hierdie blok weer aan mekaar en dan dink jy by jouself, wow, ek het dit gedoen. Maar die vraag is, het jy dit gedoen? Nee, ja, jy het. Natuurlik. Ons sal mos nie sê nee nie. En dan begin jy om weer spin. En raai wat gebeur? Jy is terug na die beginpunt toe. En jy is weer gefrustreerd. Raai wat gebeur volgende, wys vir my. En sê, nee, sit jy maar dan. Ons gooi 'n bietjie eerkant. Maar wat as daar iemand is wat jou kan leer hoe om hierdie blok te warrel? Nee? Wat as daar iemand is tussen ons geleerders wat weet hoe om hierdie blok te kan solve? Sal dit jou impress? Greg, kom gou. Ek het toe die Here my hierdie woord gegee het, as ek opgewonde wat ek het geweet ergens gaan daar iemand wees. Hier sê hy, Gert, daai een wat jy nie kan oplos nie. Né? Greg kom sit vir ons mooi hiervoor. Ek gaan vir hom vra. Ek wil nou nie vra hulle stop oor hulle sê uit nie, maar ek gaan vir Greg vra. Sien julle hierdie mooi jong man? Hy gaan gou vir ons hierdie cube oplos. Op 3, gaan. Nee, ek moet vinniger wees as dit. Die diens is nie so lank nie. Terwyl hy dit oplos. Toe ek begin dink oor wat is verhouding en ek begin soek na 'n analogie oor hoe moeilik is dit en hoe complicated is dit om in 'n verhouding te wees. Toe gee die Here vir my hierdie beeld van 'n Rubik's Cube, want dis 'n moeilike ding om op te los, nê? Nee. Ons dink altyd ons het die ding onderriek nie, maar dan het ons hom nie onderriek nie. As jy my vandag teleurstel, nê, gaan hierdie preek flop. En dan is dit jou skuld. Jy kan daar sit. Dan kan jy ontspan. Nee? Ek beloof julle, hy kan dit oplos, hoor. Nou goed, so ek wil aan die hand van daai selfde 5 foto's, gaan vir my terug na die eerste foto toe, wil ek met jou net praat rondom hoe kompleks verhoudinge is. Want hierdie is nogal 'n mooi analogie en ek wil as jy dit vat vanmôre, hoop ek dat daar vir jou iets sal oopgaan. Aan die begin van verhoudings is ons almal gelukkig.
Ek is so bly, ek is jou vriendin. Ek is so bly, ek het die liefde van my lewe ontmoet. Ek sit al die effort in wat daar kan wees om seker te maak hierdie ding werk. Niks is vir my te veel nie. Gert het ander dag vertel hoe ver het hy gery om by Rita te gaan kuier. Skrikwekkend, maar hy doen. Want hy sit die effort in. Hoekom? Want hy's gelukkig in sy verhouding, né? En toe gebeur 'n vreemde ding. So, hoe langer ons in verhouding is die volgende een wat gebeur, sit vir my op. Dan begin jy die ding strategies, weet jy wat, né? Ek dink nie ek het heeltemal verstaan waarvoor ek myself hier ingelaat het. Het jy dit al gevoel in 'n verhouding? Ag, kom nou julle. Jy het. En dan, nadat jy so begin voel en nog 'n bietjie verder in die verhouding, dan begin daar frustrasie inkom. Dit's like, weet jy, ek weet nie hoe hou ek dit met my man uit nie. Okay, nou nie in die gemeente nie. In ander gemeente sal hulle sê, daai vrou van my is 'n regte bromponie. Ek kan nie verstaan dat ek so met haar sukkel nie. Jy's gefrustreerd. En nog verder in 'n verhouding is daar die volgende stap, is hierdie ene. Jy voel dom. Dis like, wat mis ek? Ergens het ek iets gemis. Nee? Wat doen jy dan? Dan bid jy, nee? Here, wat het ek gemis? Of praat ek net met myself? En dan nog verder, kyk wat gebeur. Dan sê jy, weet jy wat, nee? Ek dink dit is tyd om 'n quotes te call. Trek af, plak toe. Het jy dit al gesê? Ja, ons het. Trek af, plak toe. Hierdie verhouding, dit werk nie vir my nie. En dan doen ons 'n harde reset. Ons begin van voor af. Nee? En dan as jy inspring in die diep kant draai, wat gebeur volgende? Jy het nou hierdie ding gewax, nee? En jy begin om weer van voor af. En weet jy wat? As jy dit weer nie reg kry en dan, ag, weet jy wat, hierdie verhouding ding is nou nie vir my. Toe die Here met my oor hierdie ding praat, het daar iets vir my oopgegaan rondom verhoudings. Is dit nie so nie? Daar is hierdie 5 fases van verhouding en elkeen van ons is ergens op pad met ons verhouding met God. En ek wil 'n bietjie by dit stil staan, want dit is nogal 'n powerful sleutel om in jou hand te sit vanmôre en vir jou iets te sê oor jou persoonlike verhouding met God. Want wat weet ek regtig van jou af? Ek weet niks van jou af nie, maar jy weet waar op daai 5 foto's lê jou verhouding met God. So kom ons gesels dan oor ons verhouding met God. Weet jy wat? Ek dink baie keer wanneer mense na ons kyk, dan dink hulle ons het die Rubik's Cube gesolve, nee? Hulle dink as hulle na ons lewens kyk, veral as ons hier in die kerk kom, dan lyk ons geestelike lewens so. Tada! Julle, my goed is mooi opgelos. Nee? My lewe is reg. Daar's geen uitdagings nie. Ek het dit alles onder die knie. Nee? Jesus, julle het nou stil geword. Ons dink ons lewens lyk so. Maar wat is die realiteit as ons eerlik moet wees? As ek die mense daar in jou omgewing en in jou huishouding moet vra, dan is ek seker ons almal se lewens lyk nie perfek nie. Ek sal een amen vat. Dis waar. Ons lewens is nie altyd so perfek soos wat ons wil voorhou nie. Vir die wêreld wys ons hierdie perfekte blok, maar in die tussentyd, boys, it's a mixed match. Like soos licorice all sorts. Ek wil vir jou sê, die vyand is vinnig om vinger te wys na ons. Die vyand is, sien, julle is nou die kerk van die Here, maar julle het nie eers julle eie goed uitgesorteer. Ja? En nou, as jy nou gedink het, is maklik om met mense verhouding te hê nie, laat ek nou vandag vir jou vertel, sê die vyand vir jou. As jy gedink het, is maklik om verhouding met mense te hê, wag, laat ek jou vertel, hoe moeilik is dit om 'n verhouding met God te hê. Yes, hoor, dis hoor geraad. Ek wil vanmôre die vyand se appelkar kom omgooi. Ek wil hierdie appelkar van negativiteit wil ek omgooi. Want ons het nodig om iets te hoor uit die hart van die koning, vir iets van God se hart, moet jy vanmôre hoor oor sy verhouding met jou. Sal jy my toelaat om met jou te praat daaroor?
Ek het 'n boodskap van hoop om vir jou te gee vanmôre. Want baie keer raak ons mismoedig, because we fail. Baie keer voel ons dat ons verhouding met die koning misluk. Maar God wil vanmôre vir ons sê dat jy met hom 'n verhouding kan hê. Dat jy met hom 'n verhouding kan hê en kan bou. Moenie alles glo wat die duiwel vir jou vertel nie. Kyk, maak jy progress daar, wat ons net sien. Fantasties. Die antwoord is, jy moet net weet hoe om verhouding met God te bou. Amen? Ons het nodig om weer te begin verstaan, hoe maak ons seker dat ons met God in verhouding is. Amen? En ek wil vanmôre vir jou 'n paar tools op die tafel sit, as jy my sal verdra, oor hoe doen 'n mens dit. Is dit reg? God wil hê dat ons in 'n suksesvolle verhouding met hom leef. Amen? God wil hê jy moet 'n suksesvolle verhouding met die medemens om jou leef. Amen? Ons gaan kyk daarna. En daarom sê ek vir jou vanmôre, ek glo iets moet skuif in die geestesrealm oor hierdie ding. Ek glo daar moet iets gebeur in jou hart vanmôre, sodat jy op 'n plek kan begin kom waar jy weer sê, weet jy wat, my verhouding met God is nie noodwendig perfek nie, but I'm going to work at it. Amen? Daar's deurbrake wat in jou hart vanmôre moet gebeur oor hierdie saak, sodat wanneer jy hier uitstap, dat jou lewe getransformeer is. Miskien is daar verhoudings wat uit die verlede uitkom, wat problematies was, wat God nodig het om vanmôre te adresseer, sodat as jy uitstap by daai deur, dat jy weet jy wat, God het iets vir my gedoen. God wil vanmôre vir jou kom nuwe hoop gee rondom jou verhoudings. Want hy droom oor jou, en hy droom oor die verhoudings wat jy met mense moet hê, en die verhouding wat hy met jou gaan hê. Weet jy God droom oor jou? Weet jy God se liedere oor jou? Het jy geweet? Sefanja 3:17 sê, God se liedere oor jou. So die eerste ding waaroor die eerste waarheid wat ek in jou skoot wil sit vanmôre is, God wil. Hoor. God wil met jou 'n verhouding hê. Ouens, jy weet, dit klink so eenvoudig. Maar die vyand kom by jou en hy sê vir jou, weet jy wat? God staan nie belang om 'n verhouding met jou te hê nie. Hoorie, jy's 'n bietjie useless, hoor. Die koning kan nooit met jou 'n verhouding hê nie. Ek wil hê jy moet dit vat. Die duiwel is 'n leienaar. Hy kom by jou en hy sê, jy's nie goed genoeg nie. You'll never be good enough. Hy weet jy, hy sê stof. Jy's nie stof nie. Maar jy's arrogant om te dink die koning gaan 'n verhouding met jou wil hê. God sê vanmôre, ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek wil. Het jy die skriflesing gesien vanmôre? Ek wil. Ek wil. God aan die woord, hy initieer. Hy sê, ek wil. Ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek wil. Jeremia 3:19 sê, ek het gesê, hoe graag wil ek? Hoe graag? Die vyand lieg. En ek wil vir jou sê, dis alleen uit die put van die hel uit. Dis die maklikste manier wat hy kan gebruik om jou uit verhouding met God uit te haal, is om vir jou te sê, weet jy wat, God wil nie met jou 'n verhouding hê nie, hoor. Jy is nie goed genoeg nie. Die vyand wil hê jy moet in God twyfel. Die vyand wil hê jy moet alleen voel. Die vyand wil hê jy moet dink, daar's niemand wat vir my omgee nie, en dit sluit die koning in. Dis wat hy wil hê. Maar die waarheid is, van die begin van Genesis af, praat God en skep hy die mens om met hom in verhouding te wees. Weet jy wat, ek dink dis amazing, dat God uit die hemel uit afgekom het, aarde toe, en dan kom loop hy saam met Adam en Eva in die tuin. Hy wil. Hy wil. Stel jou voor, hy kom af om saam met jou te kom loop. En hy sê vir jou, Gert, kom loop saam by. Hy vat jou hand. Want hy wil. Hy wil. As die vyand dit regkry om vir jou te lieg en te sê, God wil nie 'n verhouding met jou hê nie, dan moet jy die waarheid vanmôre hoor, hy wil. Amen. Ek wil hê jy moet verstaan, God kies
om genade aan ons elkeen te bewys deur Jesus Christus. Amen. As daar een ding is wat jy moet verstaan, iets wat my diep getref het, is dit hierdie ding. God verstaan ons gebrokenheid. God verstaan hoekom is ons stikkend. Al verstaan ons dit nie altyd self nie. Al verstaan ons self nie waar is ons tekortkoming nie. God verstaan dit. Amen. God weet dat ons gebrokenheid sonde se skuld is. Want hy het ons nie imperfek geskape nie. Amen. God het jou perfek gemaak. God het Adam en Eva perfek gemaak. Maar waar die val gekom? By die sondeval, is dit nie? En hy weet ook wie was die oorsaak? Kan nie vir 'n kind kwaad wees as iemand hom in die afgrond en aflei. Kom ek vra. Kan nie vir 'n kind kwaad wees? Nee. Geen aardse pa en ma sal kwaad wees vir sy kind as daar 'n maatjie is wat hom in die afgrond inlei nie, of verkeerd help nie. Weet jy wat, God ook nie. God gaan nie vir jou kwaad wees nie. God is kwaad vir die ou wat dit gebring het. God is kwaad vir die vyand wat toegelaat het dat hy die mens versoek het. Hy het hom in die afgrond ingelei. Daarom sê God gaan ek ook met hom afreken. Amen. 'n ander leed wat die vyand in ons skoot sit, om seker te maak, hy breek ons verhouding, is hy sê, jy het nie genoeg geloof nie. Hoor gou. En ek wil laat hierdie net 'n oomblik insink. Het jy al gevoel, jy het nie genoeg geloof nie? Ons almal het. En dan ergens, dan kom die vyand en sê, Jesus, Deens, weet jy wat, ek weet nou nie of jy die geloof het vir hierdie ding nie. Hoor gou, het jy, ja man, kyk gou, jy het nie genoeg geloof nie. Ag, geloof die koning, kom gou. Geen skroewedraaiers is betrokke gewees in die maak van hierdie produksie nie. Julle kan hom hande klap. Dit, vriende, is as jy weet hoe om dit te doen. En wat God vanmôre wil doen is, hy wil op dieselfde manier wil hy kennis in jou skoot sit, sodat jy sal weet hoe om verhouding met hom te doen. So weet jy wat doen die vyand? Hy sê vir jou, weet jy wat, oom, jy het nie genoeg geloof nie. En hoe oud is oom? Hoe oud is oom? Ja. 83. Jy het 83 jaar se ervaring, maar ek sê vir jou, jy het nie genoeg geloof nie. Dis wat die vyand doen. Hy kom lieg vir jou die hele tyd. Want as hy sy mond oopmaak, moet jy wonder, praat hy die waarheid. Nee, jy moet weet hy lieg. Nee? As hy sê môre, dan gaan jy so lank uit om te kyk of die son nie besig is om te sak nie. Dis wie hy is. So hy kom by jou en hy sê vir jou, jy het nie genoeg geloof nie. Nee? Want hy ken hierdie teks van Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wil nie, ek wil net vir jou sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Weet jy, die duiwel ken ook die Bybel? Weet jy dit? My vraag is vanmôre, ken jy die Bybel beter as hy? Want jy moet. Want anders gaan jy nie met hom kan gesels nie, nee? En hy wil so graag gesels. Jesus het met hom hierdie geselskap gehad en hom gesê, hy sê vir die Here, kom staan nou hier bo, en al wat jy moet doen is, jy moet spring. Want daar staan geskrywe, die engele sal hy opdrag gee om jou te vang, dat jy nie selfs jou voet teen 'n klip staan. Weet jy wat doen Jesus met hom? Hy sê, maar daar staan ook geskrywe, jy moenie die Here jou God tempteer nie. My vraag is vanmôre, ken jy die woord van die koning? Sodat jy in verhouding met hom kan staan, dat as daai leenaar kom en sy mond begin oopmaak oor jou geloofskwalifikasie, dat jy vir hom kan sê, luister hierso, mosterdsaad geloof vir my is genoeg om jou te roer. Moet ek dit stadig sê? Daai was 'n bonus bonanza prys. Mosterdsaad geloof is genoeg. Want God eer geloof. Jesus sê self, as jy die geloof van 'n mosterdsaad het, sê vir hierdie berg, ek tel jou op en werp jouself in die see. En dit sal gebeur.
'n mosterdsaad is genoeg. Weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, sonder geloof. Daar's 'n verskil tussen sonder geloof, wat beteken niks geloof nie, en mosterdsaad geloof. Amen? So kan ek vanmôre hierdie ding in jou hand sit, en kan ek vir jou sê, mosterdsaad geloof is genoeg. Dit moet nie so bly nie, jy moet jou geloof nog bly groei, en ons gaan net nou daaroor chat. Maar as die vyand by jou kom, ja, jy het nie genoeg geloof nie, pas op vir jou, ek haal my mosterdsaadjie uit. Kan jy dit vat vanmôre? Julle is dit so geskok. So ek wil jou vra vanmôre, of kom ek lees vir jou 'n skrif. Gaan daar vir my na Johannes 3:44 toe. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie, omdat hy in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Ek wil jou herinner aan hierdie vers. Wat sê, as die vyand met jou praat, moet jy weet, no go, ons engage hom nie. Efesiërs 6:10 sê die volgende: Eintlik broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Amen. Ek sal een amen vat. Thanks. Hierdie woord praat oor 'n geloofsgroeiproses. Dit praat oor 'n geloofsgroeiproses waar jy in goeie woordkennis groei, waar jy in goeie werke groei, waar jy in verhouding groei met die mense om jou en waar jy in verhouding met God sal kom. Want dit is onmoontlik om in die woord van God te bly groei en in elke goeie werk te bly groei en God en nie 'n nader verhouding met God te hê nie. Amen. Want die pad wat jy loop op die einde van die wedstryd is presies dit. Hoe meer jy insit, hoe meer kry jy uit dit uit. So daarom is dit belangrik, groei jou geloof, word kragtig in die Here en moenie toelaat dat die duiwel jou saai trek nie. Judas 1:20, jy kan hom gou vir my opsit. Judas 1, okay, dit sê, bou mekaar in julle allerheiligste geloof op. Bou mekaar in julle allerheiligste geloof op. Dit beteken help iemand. Sê vir jou buurman, ek wil jou help. Gaan. Ek wil jou help. Bou iemand se geloof op. Weet jy dat dit moontlik is dat jy iemand kan opbou in die geloof? Selfs al het jy net 'n bietjie geloof, kan jy jou geloof daar byvoeg. Amen. Daar is 'n gawe van geloof. Ons lees dit uit die woord. Hoeveel mense het 'n gawe van geloof? As jy weet jou mosterdsaadjie is nie genoeg nie, dan gaan jy na daai ou toe wat die geloof het. Amen. Ons is nie veronderstel om casualties op die battlefield agter te laat nie. Weet jy wat doen ons? Ons doen dit. Nee, solank ek okay is dit fyn. Maar weet jy, God sê, gaan haal daai ou wat daar lê, wat sy geloof klein is, en tel hom op. Come on, tel hom op. Sodat ons op 'n plek kan kom, waar ons geestelik groei. Daar's 'n ander manier wat die vyand van ons steel. Hoor gou hier. Hierdie een is vir my special. Ken jy iemand wat dringend die Here nodig het, en dan sê hy vir jou die volgende goed. Hy sê, ek weet ek die Here nodig, maar ek moet net eers gou myself gaan uitsort. Ken jy sulke mense? Miskien het jy dit al self gesê. Ek weet ek die Here nodig, maar ek wil net eers myself gaan uitsort. En dan wil ek net sê, wow, dit voel vir my soos welcome to Idiots R Us. Want ek wil vir jou eerlikwaar sê, ons val alweer vir 'n leuen van die vyand. Ons val vir 'n leuen van die vyand. Wil jy weet wat is die leuen? Die leuen van die vyand is, moenie worry nie, jy kan jou lewe self uitsort. Hoor, you've got this. Iemand moet eina sê, of amen sê. Praat net met my. You've got this. Jy kan dit self doen, hoor. Kyk hierson, nee, God is nou nie regtig so nodig soos wat jy dink nie. Al wat jy moet doen is, apply net your mind. Focus, my kind, focus.
Jy kan dit doen. Ek wil vir jou sê, ek het nog niemand gesien wat sy lewe omgedraai het sonder die hulp van die koning nie. Ek wil vir jou sê, ek het nog niemand gesien wat in 'n lewende verhouding met die koning gekom het, omdat hy van sy kant af probeer het nie. Jy moet God innooi in jou hart en toelaat dat daar 'n vernuwing van jou gees kom, anders gaan jy dit nie maak nie. I'm telling you. Maar hy lieg vir jou, nee? Jy's 'n champion, man. Weet jy wat? You've got this. Wake up! Ryk die koffie. Kyk, jou kussing is weg. Dit was nie 'n marshmallow nie. Iemand is besig om vir jou te lieg. Dis die vyand, want hy weet as ek jou kan oortuig dat jy die champ is, nie, dat jy nie God nodig. Staan, ag nee wat. Almal loud and proud. Ek wil hê jy moet begin verstaan hoe gerad die vyand is op jou uit verhouding met God haal. Amen. Ek wil vir jou sê, jy het God nodig om te verstaan wat is die disasters in jou lewe. Jy het die Heilige Gees nodig wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat jy op 'n plek kan kom waar jy sê, Here, help my. Ek is 'n sondaar. I can't do this without you. Want wat vir jou oukei lyk, is vir God sonde. Wat vir die wêreld aanvaarbaar is, nê? Ag boys, moenie hoor nie, almal doen dit. Vir God is dit 'n probleem. Jy laat 'n professionele mechanic aan jou kar werk, maar jy wil aan jou eternal soul werk. Ek verstaan nie dit nie. Jy nie. Jy dink, you've got this. Waar in die Bybel staan dit, dat jy eers jou lewe moet gaan uitsorteer, voor jy na die Here toe kan kom. Ek weet, ek ken nie die Bybel van hoek tot kant nie, maar ek vra, enigiemand. Waar staan dit? Sort out your life and then you come back to me. Klink dit soos iets wat God sou sê? Jy is die klits kwyt, my vriend. Matteus 11:28-30 sê, sit vir my op. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek gee rus. Klink dit vir jou of daai ou se lewe uitgesort is? As jy uitgeput is, as jy moeg is, klink dit vir jou asof dinge gewax is vir jou? Nee, wie praat hierso? Dis Jesus wat praat en sê, kom na my toe, kom, ek gee rus, kom. Hy sê nie, luister broer, loop jy net gaan gewax in jou lewe, dan kom jy terug, nee? Want dis wat mense doen. Kyk hierso, nee, as jy met my verhouding wil wees, ek wil jou net sê, gaan kry jy jou hele lewe by mekaar, dan kom jy terug. Dan kan soos iets wat die mens sou sê, maar God sê, kom! Ek is nie geplan hoe moeg is jy nie, ek is nie geplan wat se gat is jy nie, ek kan jou daar uithaal, maar jy moet in verhouding met my leef. Maar die vyand gaan vir jou vertel, nee boys, don't worry, you've got this. Ons kan direk na Jesus toe gaan, amen? Die vyand is so gekeer, met fyn leuns, kom hy draai ons arm en vat ons weg van God af. Ons is amper klaar. 'n Ander ding wat die vyand gebruik is die teleurstellings van jou verlede. En soos wat ek hier met julle praat, hierdie ding, die Here het rarig met my oor hierdie ding gechat. Ek wil hê jy moet hoor, wat is God se hart? Elkeen van ons het 'n geskiedenis. Elkeen van ons het 'n geskiedenis van goed wat goed geloop het en van goed wat nie goed afgeloop het nie. Amen. Maar die teleurstellings van die verlede, die vyand gebruik dit om jou uit verhouding met God te haal. Hoeveel van ons ken mense wat as gevolg van teleurstellings geen verhouding met God het nie? Hulle verwyd God, want God het iets toegelaat. Here, hoekom het U toegelaat dat, en dan kan jy nou maar die dooitjies gaan invul. Wat hy eintlik doen is, hulle skree, Here, dit is U, dis U skuld. My dikbek geit is U skuld.
Die feit dat hy kies om nie in verhouding, dis nie skuld, Here. Dis wat hulle sê. My vrou het my verneek, so ek sal nooit weer iemand anders in my lewe toelaat nie. En hoe kan jy 'n God vertrou wat dit alles toelaat? Hoe kon hy toelaat, Here, dat ek al my geld verloor het? Weet jy wat, in die dag waar ons leef, verloor ons geld. Want almal van ons het stories. Here, hoe kon hy toegelaat het dat ek al my geld verloor? Ek het laas week uit hierdie gemeente 'n brief uitgekry van iemand wat sê sy 2 miljoen rand verloor. Here, hoe kon hy dit toelaat? Ek hoor dit uit die brief uit. Ons sit hierso, maar weet jy wat sê God? God sê vanmôre vir ons, jy moet mooi dink voor wie se deur jy hierdie skuld pak. Miskien moet ons die ou in die spieël gaan sien en sê, hey, weet jy wat, you got it wrong. Maar die vyand sal kom en daai ding wat die verlede gebruik het, nee, dis soos om 'n seer arm te hê. En dan elke slag as ek by jou kom, dan vat ek aan die arm. En al wat gebeur is, hy recoil. Elke slag vat ek aan dieselfde seer arm. Naderhand is daar geen verhouding nie. Daar's geen verhouding met jou nie, daar's geen verhouding met God nie. Here, ek wil nie met u praat nie, jy het hierdie goed oor my pad gebring. Wat is die sin om jou te dien? Teleurstelling word 'n wortel van verbittering in jou lewe. Daar's iets in jou hart, daar's 'n stuk bitterheid wat God nodig het om uit te haal, sodat jy vanmôre met hom in verhouding kan kom. Want hy sal die verbittering van die verlede gaan hy gebruik en hy gaan 'n prop opsit op jou verhouding met hom. Ja, jy bly in die bottel, geen verhouding met die koning nie. Jy is kwaad vir God, maar God het niks met dit uit te waai nie. As ons praat oor 'n verhouding met God, moet ons praat oor die goed wat moeilik is. Dit help nie, ons sit in die geloofsvlakwater en ons sis onsself en ons sê vir mekaar, this is the way to do it. God soek 'n diepte verhouding met jou vanmôre en hy kan dit net doen as jy nie die vyand se leuns glo nie. As jy vanmôre opstaan en sê, hierdie ding wat in my verlede gebeur het, het geen verdere krag oor my nie, ek sny dit af en ek maak myself los daarvan in die naam van Jesus, dan kan jy vry uitstap vanmôre. Maar die keuse gaan joune wees. Ek vra jou, is jy nie moeg vir alleen wees nie? Is jy nie moeg vir kwaad wees nie? Is jy nie moeg om heeltemal geïsoleerd tussen mense te leef? Ek vra jou! Ek wil jou vra, kom ons breek vanmôre daai ketting. Kom ons breek vanmôre daai ding wat maak dat hierdie gemeente nie kan vorentoe beweeg nie. Ons leef in 'n postmodernistiese wêreld. Weet jy wat beteken dit? Fake news is oral. Jy kan niks glo wat jy sien. Iemand sê amen. Nou wil jy hê ek moet in geloof met God 'n verhouding hê wat ek nie kan sien nie. Die vyand gebruik dit om te sê, weet jy wat, jy kan nie 'n verhouding met die koning trust nie, want jy kan dit nie sien. Sekularisme, waar die staat altyd die kerk mooi beskerm het, is weg, dit bestaan nie meer nie. Kyk wat gebeur in wetgewing, kyk wat gebeur in ons skole. Die staat sê, weet jy wat, ons het nie die kerk nodig nie. En weet jy wat sê die gemeenskap? Ja, julle is reg hoor, ons dink so. Ek wil jou sê, mag die Here help. Ons tegnologiese vooruitgang het 'n leuen geword vir die vyand, want hy sê, jy kan self. Nee? Onthou julle wat het in Dubai gebeur, waar het nie gereën het nie? Wat doen die klomparras? Hulle spring op, hulle gaan doen cloud dusting en toe hulle wil uitvee te verspoel hulle. Good for you. Serves you right.
Want as jy nie die God van die hemel kan vertrou om vir jou reën te gee, nie, het dit laat geword. Hoor. Ons godsdienst het irrelevant geword in die wêreldbeskouing. Hoekom moet ons verander, nee? Kyk die wêreld, kyk hoe lyk die wêreld. Hoekom kan ons nie net aangaan soos wat ons aangaan nie? Dis alleen in die put van die hel. Dit is hoe die vyand jou uit verhouding met God haal. Ek wil vanmôre vir jou sê, die wêreld het God nodiger as ooit. Ons het God nodiger as ooit. Serieus, ons het. Want in God is daar sorg. In God is daar beloftes van seën en voorsiening. In God is daar 'n hoopvolle toekoms. Buite hom is daar niks. Weet jy wat vir my van nie? Ek het hierdie storie al soveel keer uit verskillende oorde gehoor. 'n Goeie ateïs, nie? Toe daar in die Bosoorlog se dae, toe hulle daar in die voorste linie lê. Toe die skote klap, begin die ou die Onse Vader opsê. Our Father which art in heaven, nou check jy ouens van, wat maak jy nou? Maar jy is nie ateïs. Daar kom 'n tyd wat jy jou ateïsme gaan afskud. Vinnig. Dis vir my altyd die beste. Jy kan glo wat jy wil. Die oomblik as die teenspoed kom, dan roep ons na God, né? Here, hoe het dit nou gebeur? Jy het dit jare nie met hom gepraat nie, maar as die pop op die venster draai, Here! God is nie jou noodwiel nie, God is nie jou spaarwiel nie, kan jy dit vat vanmôre? Kan jy terugkom in verhouding met hom? Ons staan stil by die nagmaaltafel. Hierdie ding het my hart gevat, hoor gou hierso. Weet jy wat het dit Jesus gevat? Wat het dit God gevat om verhouding met jou te herstel? Die Here gee vanmôre vir my hierdie gedagte. Dit het hom sy liggaam gekos. Sy liggaam. Nee. Gaan vir my terug na die heel eerste skrifvers toe. Ons teksgedeelte vir die oggend. Ek het gesê, hoe graag wil ek jou 'n seun van my maak en dan jou 'n lieflike land gee. Luister mooi, 'n besitting. Liefliker is enigiets. 'n besitting. Liefliker is enigiets. God het iets gegee om eenvoudig met jou te wees. Het sy liggaam gegee. Kermis, dis nie grappies nie. Ek het al baie keer nagmaal gebruik in die lewe. Maar vanmôre is hier die bewys van wat God sal doen om met jou in verhouding te leef. Jy kan dit nie ignoreer nie. Hierdie liggaam spreek van wat hy sal doen om in verhouding met jou te kom. Come on. God wil. God het. Ek hou vas met dit. Kom ons laat ons oor net vir 'n oomblik. Ek wil jou vra vanmôre om voor die koning, terwyl niemand omkyk nie, jou eie hart te ondersoek voor jy van hierdie tafel kom eet. Jou verhouding mag nie perfek wees nie, maar God sê ek wil. Ek wil die leuns van die vyand, wat keer dat die verhouding met my het, wil ek breek vanmôre. Ek wil dit wat in die verlede opgehoop het, wil ek kragteloos maak en ek wil jou in vryheid uitstuur hier vanmôre.
Net daar waar jy sit, as die Here vanmôre met jou gepraat het, net jou hand opsteek. Ek wil net saam met jou bid. Ons gaan jou nie uitnooi na vorentoe nie. Amen. Kom, ek wag, daar's nog ander wat moet opgaan wat ek weet kan. There you go. God wil. God wil. Here, ek wil vanmôre op gesag en autoriteit van die woord verklaar. Die woord in Jeremia 3:19. U wil met ons verhouding hê. Ek wil nou, Here, elke leuen wat van die vyand afkom om te slag en te steel en te verwoes, wil ek breek in die magtige naam van Jesus. Ek wil elke historical stronghold, alles wat in die verlede gebeur het, wat skeiding maak tussen U en ons, wil ons vanmôre afsny en kragteloos maak in die naam van Jesus, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Ek wil vanmôre sê, Here, dankie vir U genade. Ons aanvaar dit. U herstel ons verhouding met U vanmôre. U kom maak dit nuut, Here. U kom draai ons lewens om en U sit ons op 'n nuwe pad. Dankie dat ons verhouding herstel is deur die bloed van Jesus. Daarom kan ons met vrymoedigheid na U troon toe gaan, om op die regte tyd genade te ontvang en gehelp te word. Ons vat dit vanmôre, Here, ons vat dit vanmôre. Dankie dat U ons verhouding herstel. Here, maak ons waaksaam, Here, maak ons oplettend, dat ons nie vir die vyand se leuns sal val nie. Help ons, Here, om mense se geloof te help opbou, sodat ons niemand op die battlefield agterlos nie. Help ons, Here, om medegelowiges te bemoedig en te versterk, sodat ons kan oorwin in die naam van die Koning. Seën ons wanneer ons nou nagmaal gebruik. Ons bid dit in die naam bo elke naam. En die gemeente van die Here sê, Amen. Kan ek die ouens vra wat nagmaal